Goeiemôre, good morning. My naam is Pieter Koen. Ek is Razan McKenzie. Ek is Elsa Esterhuizen en ons bankbestuurder Thys van Sail is natuurlik ook saam met ons. Goeiemôre Thys, lekker geslaap? Ag, mollig en jollig. Jy weet? Ja, lekker om hier te wees. Dis my absolute voorreg. Jy lyk goed. Jy lyk mooi kleurvol ook jou daar vandag. Ag, is my wintersomerslook. Ons is mal daaroor. Lekker vrolike oggend op pad hier op Goeiemôre, good morning. Daar's baie waarna jy kan uitsien in vandag se uitsending. Ons kuier saam met die dames van die Mommy Club van die Hoofstad. Akteurs Zayn Mias en Simone Neethling kom gesels oor hulle nuwe teaterproduksie en kickboxer Celeste Leroux kom gesels oor haar voorbereiding vir die WKU World Championship wat in Duitsland gebeur. Nou baie belangrik, onthou, jy kan saamgesels. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap. Al wat ek wil weet is, maar waar is ons nou? Ons is hier. Ons is hier, Chom. Daar sê baie dankie. Man, ek gaan sommer ons Thys, ons sal jou nog inlig oor daai netjie. Ek sien jy staan nou net daar. Verswaald en verwonderd, ewe mollig en jollig staan hy. En hy wonder wat aangaan. Luister, ek gaan sommer vanmôre se oggendpraatjies afskop met 'n baie interessante ene. Wetenskaplikes, net voordat ek begin, kry julle elke jaar julle flu injection daai. Ek het verlede jaar gemis, maar ek moet 'n afspraak maak om hierdie jaar te gaan, want ek dink omdat ek hom verlede jaar gemis het, het daai griep my bietjie gevang, so ek glo maar in 'n griepinspuiting. Selfde. Bysa? Ja, wat ek bid om reg met hom. Ja wat. Ja, wat. My griepinspuitingkie is ook gewoonlik maar rondom 'n Bosveld vuurtjie of 'n braaivleisvuurtjie met 'n goeiemôre koffietjie. Ja. Net nie hier mors nie, anders die vloerbestuurder weer op my. Man in elk geval. Wetenskaplikes van Finland en die VSA het 'n kougom ontwikkel, glo dit of nie, 'n kougom ontwikkel wat dalk in die toekoms kan help met griep infeksies te voorkom. Die kougom bevat 'n natuurlike antivirale proteïen genaamd vril. Vril, afkomstig van die sade van die lab purpurusboon. Ja, ek kry altyd al die wetenskaplike name. So vroeg in die oggend, maar is lekker. Volgens 'n studie in die Molecular Therapy Journal kan hierdie kougom virusse in die mond vang en neutraliseer, waar hulle maklik versprei deur nies, hoes of gesels. Praat in laboratoriumtoetse het 40 mg van hierdie vril in kougom van 2 gram die griepvirus met meer as 95% verminder. Kan jy dit glo? So jy kou letterlik die griep weg. Dit klink vir my baie interessant. OK. Die idee het ontstaan tydens die COVID-pandemie. Nou hoop navorsers om binnekort menslike toetse te kan begin en dalk selfs die kougom teen ander virusse in te span. So sal jy hom kou? Sal jy hom vat? As dit nou op mense getoets is, ja, en bewys is dat dit werk en is doeltreffend, maar hoe weet hulle dit werk as dit nou nog nie op mense getoets is nie? Dis my baie interessant, ja. Hoe sê jy nou vir 'n lab rat of vir ietsie, kou daar? Of dit was dalk een van die assistente daar wat besluit het ek gaan in die middel van die nag gou 'n bietjie skelm hier inloer en ek gaan hom raak kou of wegkou. Maar ek het nou daar 'n foto gesien, die girl sê so 'n kou dan blaas sy 'n bubble. So as jy nou alles gevang het hier binne en jy blaas die bubble en hy pop, dan is al daai bakterietjies mos weer uit. So is amper 'n dubbel, trippel. Oei. As hy Die weer. vraag hier vir my is dit nie iemand wat iemand ken nie en so iets in 'n joernaal, wetenskaplike joernaal laat beland, maar op die einde van die dag is dit maar net fiksie, wetenskap fiksie. Die ding is daar soveel tegnologie en goed wat aan die oomblik besig is om te ontwikkel dat almal doen 'n studie oor iets. Dan dink ek, kan hulle nie daai tyd en daai geld bietjie beter bestee nie op goed wat eintlik regtig belangrik is. Dit is se eerste wêreldlandsprobleem. Ja, Weet, 100%. hulle doen. Man, dalk is daar mos energiedrankie, so ek wil kyk, dalk moet iemand 'n toets gaan doen om te kyk of dit jou regtig wings gee. Iets en daarvoor. Maar onthou julle daai balance bands? Jy weet, wat hulle op ons gesê het, ja, okay, in die begin was dit net vir balansering, later het was dit vir 'n matriek en later was dit vir ditjies en daadjies en iets van alles. Jy weet, so dit het 'n ding gekom, 'n frenzy geraak en Het jy een gehad? ek het actually en daar's 'n baie bekende persoon aan die agterkant van die bestuur van hierdie program Ja? wat nogal groot maat in Suid-Afrika aangebring het en 'n klein entrepreneur geword het as gevolg van balance Dan bands. sê ons hou van daai skinder. Maar dan het ek 'n finansiële kwessie vir jou. Sê nou jy is iemand wat hierdie tipe giere nou inbring en dit gaan wild en jy maak klomp geld. En dan vind mense uit, dit is dalk nie so doeltreffend soos wat mense dink dit is nie.
dan is daai besigheid daarmee heen en al die geld wat jy gemaak het. Jy weet, so met ander woorde, maak maar net seker jy belê daai geldjies na die tyd, jy weet, en dan maak jy nog geldjie op baie geldjie. Ek dink Ras net om hierdie een af te sluit. Ek dink in Amerika is daar baie ouens wat al boeltwang verkoop het. Het hulle geld gemaak en hulle sit terug en sê nee wat, sien jy daai huis, sien jy daai kar? Ja. Alles te danke aan mense wat maar net gullible was. Ons chat nou oor geld. Die volgende oggendpraatjie storie is eintlik iets wat ons regtig baie trots op moet wees. Ek weet Suid-Afrika is nou op really on a winning streak. Die atletiek mense, Reino Nel is die sterkste man in die wêreld. En ons kan ook nou hierdie ding claim. Die Suid-Afrikaanse kunstenaar Marlene Dumas het Woensdag aand verlede week 'n nuwe rekord opgestel vir 'n kunswerk wat deur 'n lewende vroulike kunstenaar verkoop is in terme van hoeveel daarvoor betaal is. Die kunswerk se naam is Miss January en sy het dit in 1997 geskilder. En dit is verkoop vir hoeveel dink julle verlede week? Well, how much would you guess? As ek daar op die skerm kyk, wat is dit? Is dit dollar of is dit rand? Let's go dollar. Kom Thys, jy dollars and cents is jou Ek waar. kan nie dink meer as $1 miljoen nie. Jy sal nie dink meer as 'n Het jy die skildery gesien? Ek het, maar ek bedoel maar Suid-Afrikaanse, kom ons sê net maar waar dit vandaan kom en goeters, nie dat ek ons skort skiet nie, maar ja, en is 'n relatiewe nuwe skildery en die skildenaar is nog lewend ook, so daar's ook 'n sentimentele prys daarby nie. En sy's redelik nie heeltemal bekend. Ek weet nie, ek sê artist. Okay, so sy is jy sê $1 miljoen, wat sê jy? Ja, so 'n bietjie meer as 'n bietjie meer as 'n miljoen, Pieter? 3 miljoen. So sy is nogal redelik bekend in die kunswêreld. Sy is nou in Holland gebaseer en hierdie stukkie kuns was in 'n versameling van 'n paartjie, Mira en Don Rubel. Hulle het dit meer as 20 jaar gelede gekoop. Dit is verlede Woensdag verkoop vir $13,6 miljoen. Ag nee. $13,6 miljoen. En Jenny Saville het voorheen die rekord gehou met 'n skildery wat in 2018 verkoop was vir $12,4 miljoen. En die skildery lyk so. Kom ons kyk na Miss January. What? Yes. That right there is $13.5 million that someone spent on a painting. And I think we can be really proud. It's a South African female artist now holds the record for the highest price paid for a piece of art. Dis nou baie moeilik en dis 'n baie fyn lyn. Ek het vroeër in die week of verlede week het ek mos gesê van kuns kan ek nie altyd verstaan nie. En ek sal graag wil weet wat maak hierdie so besonder? Ja. Wel, dit is die prys eerstens $13.5 miljoen. That's like almost 150 million rand, right? Or more than actually. Yes. Ja, nee, is bietjie meer, is amper nader aan 300. Ja. Dis te gou vir my wiskunde brein die oggend. Ja nee. So dink jy so 'n ding is 'n goeie belegging? Kyk onthou daar is plek vir dit in jou beleggingsportefeulje, so definitief ja. Kuns, well done. kuns. Well done. Dit 'n goeie whisky. Interessant. Wat sê jy nou? Dit 'n goeie whisky. Nou maar daar, ek dit. Ons laat dit vir eers daar en gesels net hierna verder, maar onthou ook dat jy ons op sosiale media platforms kan gaan volg en dit sluit in Facebook, Instagram en X, so maak seker jy volg ons daar.